'n vraag wat ons baie in Orania ontvang is hier aftree fasiliteite? Of wat doen Orania vir hulle bejaardes? Of kan ek kom aftree in Orania? Vandag saam met my in die ateljee is Rian Jacobs, voorsitter van die Karoosig Aftreeoord Direksie. En dan wil ek hierdie vraag sommer direk stel. Is daar plek vir bejaardes in Orania? Ja, definitief, Frans, ons werk hard daaraan om dit uit te brei. Bejaardes is absoluut 'n integrale deel van enige gemeenskap. Dit is 'n realiteit vir almal gaan iewerster in hulle lewe begin oud word en die bejaardes in Orania veral lewer nog 'n groot bydrae tot ons gemeenskap se kultuur. Hier's bejaardes wat 'n groot bydrae nog lewer in ons gemeenskap se ekonomie en wat nog ekonomies aktief is. En elke afdeling van 'n gemeenskap reageer wat 'n gemeenskap se smaak op jou eind bepaal. Ek dink as ek so na die sosiale media kyk, is daar altyd 'n interessante jy kry twee ekstreme punte van argumentvoering. Een helfte sê daar is nie plek vir ou mense in Orania nie, die ander helfte sê daar is nie plek vir jong mense in Orania nie. Hulle sê dis 'n ou gemeenskap, ja. Dis 'n klomp ou mense wat daar bly. Maar ek dink die gemiddelde ouderdom van Orania is min of meer 35 jaar oud. So Orania is eintlik 'n aktiewe, energieke gemeenskap. En dit beteken ook dat ons die verantwoordelikheid het om na ons senior gemeenskapslede om te sien. My vraag staan nou wees, hoe werk dit? Is dit die munisipaliteit se verantwoordelikheid, of is dit die dorpsraad se verantwoordelikheid? Hoe werk 'n aftreeoord in Orania? Nee, 'n aftreeoord volgens my, daar's nou maar verskillende modelle. Party is 'n kommersiële aftreeoord wat 'n winsinsentief het. Maar volgens my is 'n aftreeoord se model 'n gemeenskapsmodel. Gemeenskap moet verantwoordelikheid neem van hulle bejaardes. Kinders moet verantwoordelikheid neem vir hulle ouers. Kerke moet verantwoordelikheid neem vir hulle bejaardes. Persoonlik sê so, dis 'n gemeenskapsprojek. Ons as gemeenskap het nie staatshulpbronne en ryk kerke en sulke instellings wat dit maklik maak, sê nou maar vir goedkoop aftreeoord behuising en so aan nie. So ons model is ons het 'n nuwe winsgewende maatskappy, so ons wil net hê die maatskappy moet volhoubaar funksioneer. Maar as daar mense is wat dalk byvoorbeeld tariewe nie kan bekostig nie, dat die gemeenskap verantwoordelikheid neem daarvoor. Dat kinders verantwoordelikheid neem vir hulle ouers, kerke vir hulle lidmate en ander instellings wat dalk ook van toepassing is daar. Ons kan nie een bejaarde se bydrae gebruik om 'n ander bejaarde te versorg nie. Ja. Ons gaan ons bejaardes verwerk, om ons sê so simbolies gesproke. Ja. Maar dit is so, op die eind van die dag wil mense sê dat dit is tekenend van 'n stabiele gemeenskap waar sy inwoners na hulle self kan omsien. So ook die tipe mense wat ons in Orania wil hê wat moet kom vestig, is mense wat nie kom bak aan staan nie, maar mense wat kom om 'n bydrae te lewer. Ek sê altyd die laagste vereiste is daarom dat jy na jouself kan omsien. Maar dan is dit tog, soms sit jy in die geval vir watter rede ook, en kom ons gesels nou spesifiek oor bejaardes, waar iemand of nie voorsiening gemaak het vir hulle latere ouderdom nie, of deur die proses, miskien deur die diskriminerende aksie in Suid-Afrika, fondse verloor het, werke verloor het, en nou sit hulle in 'n krisis. En dan is daar 'n verantwoordelikheid op Afrikaners om ander Afrikaners te help. En hoe ons dit doen is deur verskillende instellings in Orania. Ons byvoorbeeld Orania Help Mekaar, ons maatskaplike instelling, maar hier by die Orania Beweging het ons ook die Orania Beweging se Helpsaamfonds. Dit is mense wat vrywillig bydra tot drukverligting op skoolgaande kinders, op bejaardes wat daardie hulp nodig het. Wat nie in staat is om dit vir hulle self te bied nie. So ek wil ook ons kykers, ons luisteraars uitnooi, as enigiemand wat voel, hulle het ruimte in hulle hart om van hierdie druk op mense wat werklik nodig het te verlig. Besoek gerus die skakel onderaan hierdie video, dit is www.orania.co.za donasies. Maak 'n donasie aan die Helpsaamfonds as dit is waar jy voel jy jou bydrae wil lewer. Goed. Ek wil net sommer op daai punt, Frans, Orania kry baie kritiek omdat ons nie ek wil amper sê die Afrikaner se arm blanke vraagstuk oplos nie. Ja. Persoonlik sê, maar ons
hulpbronne is net beperk. Ons kan Precies. net doen, ons kan nie die hele Afrikaner probleem oplos nie, as die volk nie gaan toetree tot die versorging en wat ook al gedoen moet word nie. Oraniërs het nie, weet ons sukkel of ons draai ons sente om alles te doen wat ons in elk geval hier doen. Ons kry nie ondersteuning van sentrale regering af of waar ook al nie. So hier is 'n volksverantwoordelikheid. As die volk van ons verwag om meer mense te versorg en armer mense te versorg en goed, dit sal die volk moet toetree. Orania het nie die hulpbronne om dit te doen nie. Presies. Mens kan begin deur te fasiliteer. Mens kan begin deur 'n spanpoging om verskillende individue te kombineer om 'n eensydige spanpoging aan te wend. Maar beteken jy moet jou vraag verander na Orania, wat doen julle vir ons mense? En jou vraag verander na wat kan ek saam met Orania doen vir ons mense? Wanneer jy 'n aktiewe invloed daai, dan kan jy begin vra, goed, maar waar help ons? Wat doen ons? Wat is die volgende stap? Dis dan nou my vraag, spesifiek met bejaardesorg. Waar kom Karoo se aftreeoord vandaan en hoe lyk dit vandag? Jong, dit het 'n mooi storie. Om Lukas Taljaard en om Martin Kemp, onder andere, daar was nog mense betrokke, het in 2014 ek wil amper die besluit geneem. Gesê, luister, ons kort dit is hartseer vir ons dat inwoners wat pioniers is in Orania moes uit Orania gaan om versorging buite Orania te kry, want die fasiliteite was eenvoudig nie in Orania om dit te doen nie. En hulle het die bil by die horings gepak en hulle het gedoen wat so baie projekte in Orania behels van om te doen wat gedoen moet word. So dit was nie maklik nie, het was 'n moeilike begin gewees, het swaar gekry, maar hulle het gedoen wat gedoen moet word. 2018 het ek kan nou nie presies die omstandighede onthou, maar van die stigterslede het self bejaard geword ook en so aan, maar het 'n jonger direksie beheer geneem oor op versoek daarom, nie net oorgeneem nie, maar op versoek oorgeneem het by Karoo se direksie en Karoo se het in fasiliteite, in personeel en in inwoners baie mooi groei getoon, sodat ons op die oomblik eintlik geen kapasiteit het om iemand in te neem nie. Ons het die laaste tyd eintlik redelik baie mense weggewys, het vir ons baie hartseer is. Ja, so dit is vir ons 'n slegte situasie. Maar dit beteken die tendens het verander van mense wat in Orania bejaard raak, wat uit Orania uit moet trek om te gaan aftree. Die tendens heeltemal verander dat bejaardes in Orania wil kom aftree. Ja, daar's verskeie voorbeelde, mense wat van ander plekke afkom, wat hier kom aftree. Wat nogal baie gebeur is, boere uit die groter distrik, die buurdorpe se ouers word oud en die aftreeoorde in die omgewing is nie, party van hulle maak toe, ander is nie meer op 'n goeie vlak nie. Ons het dan nog een buurdorp se aftreeoord wat nog op 'n redelike standaard is, maar oor die algemeen is dit wat gebeur, die klein dorpies se aftreeoorde kom in probleme. Is dit hoofsaaklik die mense wat hier kom aftree, of waarom sal iemand in Orania kom aftree? Dis verskeie redes, want dit is veilig in Orania. Dis een ding. Hulle mense, Afrikaners hou daarvan om tussen Afrikaners te wees, hulle Afrikaners hou daarvan om deur Afrikaners versorg te word. So ons het, ek kan nou daarvoor ook sê, ons het fantastiese personeel wat ook meer doen as wat nodig is om gedoen te word, personeel wat meer doen as wat hulle vergoed word. Ons sal graag hulle meer wil vergoed en ek wil amper sê, ja, hulle volgens hulle waarde wil vergoed, maar dit is die gees van Orania, as mense doen dit wat dit moet gedoen word, en die bejaardes waardeer dit, hulle waardeer dit om regtig goed versorg te word, om in 'n veilige omgewing te wees. Die ander unieke ding van Orania wat vir my fantasties is dat die bejaardes nog integraal tot ons gemeenskap is. Die tendens in aftreeoorde is dat dit soos 'n tipe van 'n, wat is estate in Afrikaans? Ja, dis amper so afgesluit, een kant, ja, dis daar's julle plek, weet in al julle
fasiliteite en aktiwiteite en so aan. En dan moet Orania poog daarin maar die ouma of die ma, haar kinders en kleinkinders smeek om te kom kuier en hulle kom nie regtig uit nie. so Dit ons is ongelukkig so. Ons probeer 'n situasie skep dat ons ou mense integraal deel van ons gemeenskap is. So ons probeer dit so skep dat hulle versorg is met erediens bywoning. As daar byeenkomste in Orania is, gemeenskap, saamkuiers, vertonings en so aan, word daar moeite gedoen om ons bejaardes daar uit te kry en weet dat hulle deel is van die gemeenskap. Hulle is nie net weet dit klink lelik as ek sê een kant toe geskuif. Ja, maar dit is tog wat soms gebeur. Maar ons wil dit graag hê dat hulle moet nog steeds waardig wees. Hulle moet hulle moet deel van die gemeenskap en hulle bydra lewer en maar dit is ook, mense sien dit ook in Orania, dit is ook die ervaring wat jy kry. Ek vat byvoorbeeld Bejaardesweek, wat deur die gemeenskap gereël word, 'n week wat ons spandeer aan energie en geleenthede vir ons bejaardes, maar ook om aktiwiteite buite die aftreeoord of buite die ouete huis omgewing te reël. Ek vat hierdie oulike Alexa bussies wat baie van ons kykers ook van weet, die Oranje bussies wat deur die dorp ry. Gereeld sien ons die mense van die ouete huis op hierdie bussie aangery word na 'n gemeenskapskonsert toe of na die kerk toe, wat ook al. En dan die integrasie tussen die studente van BKO, van Bokeroue opleiding, is daar 'n kursus met die naam tuisversorging. En BKO se eenslagspreek is hulle is 'n kampus sonder mure. Met verwysing na, ja, jy sit in 'n klaskamer en leer jou teorie, maar dan gaan jy uit en jy kry praktiese ervaring, en nie net praktiese ervaring in 'n simulasie nie, maar praktiese ervaring in die werksplek, waar die studente fisies by die ouete huis en by die aftreeoord kom werk met regte pasiënte, en dan kry jy ook daar te doen, nie net die hele tyd met die suster wat jy elke dag ken en die verpleegster wat jy elke dag sien nie, maar met jong mense, energieke mense, studente. En dan die ander ding is, miskien kan jy 'n bietjie uitbrei daarop, is die werkspleinontwikkeling rondom Karoo se aftreeoord. Maar op die een hoek het jy Karoo se aftreeoord, op die volgende hoek het jy die veiligheids- en die mediese gebou, dan het jy twee verskillende geboue op die ander twee hoeke wat studentebehuising insluit. Hoe word hierdie ding bedink, hierdie omgewing? Man, Frans is eintlik fantasties. Persoonlik sê die feit dat dit wat ons wil probeer regkry eintlik daardeur geskep word. Persoonlik, jy studente oor in die straat, party mense het hierdie ding van, maar studente gaan raas en dit gaan 'n slegte omgewing skep vir bejaardes, maar dit speel nie so uit nie, en die ou mense geniet juis die lewe rondom hulle, en dan natuurlik wat vir ons nou voordelig is, die mediese fasiliteit wat reg oor in die straat is van ons, wat ook nou fantasties is. Deel van die werksplenontwikkeling is dat ons soos 'n kafeteria wil ontwikkel vir die aftreeoord, wat nou soos 'n eetsaal gaan wees, maar wat bietjie meer 'n restaurantgevoel gaan gee, so dit gaan nie soos 'n kos as eetsaal wees nie. Ons wil hê die etenstyd moet so bietjie buigsaam wees. Al die ou mense hoef nie op een slag te kom eet nie. Hulle kan bietjie voel hulle het vryheid, maar wat ons wil regkry, ons wil hê Orania se mense moet ook daar kan kom eet. So dan het jy hierdie atmosfeer van jong mense, werkers, ou mense, en almal is kuier saam en sosialiseer eintlik saam rondom 'n bord kos en so. Ek kan sien dat kinders wat dalk werk in die dorp saam met hulle ouers gaan eet by die aftreeoord, of 'n ouma en 'n oupa of wat ek al, kleinkinders eet saam by die kafeteria, middagete of so iets. Ek dink dit kan pragtig wees. So ons is baie opgewonde daaroor. Ons raap en skrap maar ons geldjies om die ontwikkeling te laat plaasvind, maar ek kan dit al in my geestesoog sien hoe lekker dit kan wees. Kom ons gesels gou oor die behoeftes wat bejaardes het aan seniorsorg. Karoo se aftreeoord, is dit 'n ouete huis waar daar verpleegsters is en mense op bystand, of is dit 'n aftreeoord waar jy eintlik maar in jou eie omgewing by jou eie woonstel kan kom aftree? Frans, ons eerste fase was gewees en ek het al mense gehad wat sê, hierdie maloraniërs doen weer goed anderster. So 'n tipiese aftreeoord ontwikkel met huisies of woonstelle en so, wat mense nog baie onafhanklik is.
en dan kom die versorgingsdeel agterna, want in die hele prentjie, die besigheidsmodel is nie so maklik om by die hoë sorg en die versorgingsgedeelte te begin en dan terugwerk na die, ek wil presies na die onafhanklike bejaardes toe nie. Maar ons het dit so gedoen. Ons het Orania so begin, waar ons met versorgers, stafverpleegsters, susters en die versorging begin het. Dis daar waar ons op die oomblik moet uitbrei, onder andere, wat ons nie op die oomblik meer kapasiteit het nie, maar ons het 'n fantastiese personeelkorps wat regtig hard werk en waar vir die ou mense baie lief is en hulle vir die ou mense baie lief is. En so aan so dis waar ons op die oomblik dis waar ons begin het. Ons volgende fases wat ons nou ingaan is om woonstelle te bou vir meer onafhanklike mense wat nog self kan beweeg en hulle self versorg, maar hy het 'n semi-versorging kan man per se, want jy gaan jou etes vir jou gaan vir jou versorg wees, jou wasgoed gaan vir jou versorg wees, jou tuin kan vir jou of is vir jou versorg, jou skoonmaak van jou woning en dan dink ons om eenmal 'n week soos 'n verpleegstersbesoek te hê, dalk bloeddruk te toets, dalk suiker te toets, bietjie net te ondersteun met die uittel van die pille en sulke goed wat ou mense nou nog vir hulle self kan doen, maar net om my oogie bietjie oor hulle bystand daar te hê. Ja, in so aan, ja. Ons het, dit was vir hierdie ontwikkeling wat ons so, ek dink was toe 2 weke, 3 weke terug bymekaar gekom het daar by Karoosig Aftreeoord waar die sooi gespit is, die grond is gebreek vir hierdie nuwe ontwikkeling. Dan vertel ons 'n bietjie wat is daai ontwikkeling? Dis nou die woonstelling. So die nuwe ontwikkeling is ek wil amper sê nou maar uitbreiding van die huidige Aftreeoord, maar dit is nou meer vir onafhanklike mense. Ek sou sê die oorgrootste meerderheid mense wat daar gaan bly gaan alreeds 'n weduwee of 'n weduwnaar wees. Dit is redelike klein woonstelle, alhoewel daar ook dubbel woonstelle of waar 'n egpaar in kan bly ook beskikbaar is. Maar dit is omtrent 47 woonstelle, ons beplan dalk nog so 'n bietjie by. Waarvan ons nou die eerste 11 se fondasie gister begin grou het. So ons gaan eersdaags die fondasie in die vloere gooi en die geboue gaan begin opkom. Die mense kan sien hoe dit lyk en ek wil amper sê voel hoe voel so plek binnekant, ons wil dit redelik lyks en mooi maak. Saam met dit kom daar so 'n bietjie gemeenskaplike goeder soos 'n funksionele saal, soos 'n kapelletjie en dan die kafeteria en sulke tipe fasiliteite wat as jy die woonstel koop jy eintlik in die hele konsep in. En dan ook as jy daar 'n inwoner is of 'n eienaar van 'n woonstel, dan het jy ook ek kan per se eerste reg op as jy verswak om opgeneem te word in die versorging. En sonder sê so jy weet jy daai sekuriteit. Ja, jy het die sekuriteit om weet as jy verswak, daar is jou versorging is naby. Ja. So die grond is dan gebreek vir die eerste 11 van hierdie uitbreidingsprojek. So luisteraars, kykers, hou hierdie spasie dop as jy dink dit is iets waaraan jy belangstel. Miskien nie vir jouself nie, miskien vir jou ouers of miskien juist vir jouself op jou ou dag. Maak nou hou hierdie spasie dop. Is daar 'n waglys? Kan mense al verleerings bespreek? Ons kan die selfoonnommer, ek het dit nou nie uit my kop het nie, maar ons sal dit beskikbaar stel, ja. Hulle kan die bestuurder sy naam is Pierre Fourie bel. Hy het omtrent al die antwoorde vir die vrae wat voornemende kopers mag vra het hy. Is dit huurwoonstelle of koopwoonstelle? Nee, is koopwoonstelle. Ons sal graag nog huurwoonstelle wil beskikbaar stel, maar die besigheidsmodel, die kapitaal wat ons nodig het om dit reg te kry, is nie so eenvoudig nie. Ons kan dalk beleggers kry om woonstelle te koop en uitverhuur, maar omdat die woonstelle relatief duur is, moet 'n mens realisties wees ook oor 'n potensiële huurinkomste. Ons werk aan verskillende modelle om dit ek wil amper sê 'n verskeidenheid
van aanbiedinge te kan gee. Ja, en wel, goed, die eerste 11 finansier die volgende 11, finansier die volgende 11 en so groei ons Orania. So, wie ook al in Orania beplan om te kom bly of te kom aftree, die impak wat jy maak op Orania is soveel groter as net daai eiendom waarin jy belê. Onmiddellik brei jy die omliggende ekonomie ook uit, jy stimuleer die restaurante, die winkels, die personeel, die verpleegsters, jy skep werk in effek as jy kom bly. En dit is vir ons het groei. Is klein trees kom jy op die eind op 'n ver afstand uit. So ons hou duim vas dat die konstruksie goed verloop. Ons sien dit is in een van Orania se besiger strate, 'n bietjie weg wat hierdie ontwikkeling plaasvind. So ons ry gereeld daar verby, ons kan sien hoe die nuwe woonstelle begin vorm aanneem. En dan hoop ons om 'n paar nuwe vriende hier in Orania te verwelkom binnekort, 'n paar nuwe inwoners in Orania. Ja, sien uit daarna, Frans. Ons is al lank besig met die projek en beplanning en goeders en die finansies maar 'n bepalende faktor en ons is verskriklik opgewonde dat ons uiteindelik nou weet hierdie tree gee. En ons sien baie uit daarna en ons glo dit gaan 'n groot impak op ons bejaardes hê, op ons gemeenskap hê. Ja, ons is opgewonde. Rian Jacobs, baie dankie vir hierdie gesprek en vir ons luisteraars en vir ons kykers. Baie dankie vir julle deurlopende ondersteuning en laat weet ons bietjie, het jy al planne gemaak vir jou ou dag? En wanneer kom tree in Orania af? Dankie vir ons.